Konstruksies van vierhoeker, die ruit en die vleer. In ons eerste voorbeeld kyk ons na 'n ruit ABCD met hoek A gelyk aan 30 grade en al sy sye gelyk aan 4 cm. Die eienskappe van 'n ruit is mos nou weer, al sy sye is dieselfde lengte. Ons begin met 'n reguit lyn en die eerste stap is om 'n hoek A te teken van 30 grade. Jy merk jou punt A en ons gaan 'n 30 grade hoek maak. Jy onthou nog om dit te doen, né? Daar is jou 30 grade hoek. Die volgende stap is dat ons die lyne ewewydig moet teken. 'n Ruit se lyne is ewewydig. Ons gaan 'n lyn ewewydig teken aan die groen lyn. Hoe lank moet hy wees? Sy sy is 4 cm. Ons meet 4 cm en ons maak punt B. Lyn AB gaan 4 cm wees. Nou moet ons 'n parallelle lyn trek. Onthou jy om dit te doen? Kom ons doen dit gou. Nou het ons parallelle lyne, die volgende 2 sye van die ruit. Maar ons weet al die sye moet 4 cm wees. Daarom meet ons 4 cm met ons passer af en ons noem die punt C. Skuif jou passerpunt na A toe, meet weer 4 cm af en ons noem die punt D. Al wat oorbly is om die lyne te verbind. ABCD, al die sye is 4 cm, hoek A is 30 grade en jy het jou ruit. Die volgende een wat ons gaan teken is die vleer. Teken 'n vleer ABCD met hoek A gelyk aan 30 grade, AB gelyk aan 5 cm en BC gelyk aan 3 cm. Ons teken weer 'n reguit lyn. Ons kry 'n punt A en ons teken ons 30 grade hoek. Jy kan dit nou alsommer lekker vinnig doen. Wat is die volgende stap? Ons onderste sy moet 5 cm wees. Meet dit af en merk dit punt B. Wat gaan ons nou doen? Ons weet dat die aangrensende sye van 'n vleer is ewe lank. So ons moet nog 'n sy op die volgende sy, moet ons weer afmerk 5 cm en ons noem dit punt D. Wat is die volgende stap? Ons moet 'n reguit lyn presies in die middel bepaal. Kan jy onthou om 'n hoek te halveer? Ons halveer die 30 grade hoek. Nou weet ons presies waar is die middellyn. Die middellyn gaan aan die bokant van die vleer kruis. Die volgende 2 aangrensende sye sê hulle vir ons is 3 cm. So ons gaan 'n 3 cm lyn moet trek vanaf punt B en vanaf punt B wat die middellyn kruis. Stel jou passer op 3 cm en nou gaan ons dit afmerk. Eers op B en dan op D. Ons noem hierdie snypunt punt C. So nou kan ons B en C verbind en D en C verbind. Jou vleer.